Tarzan, Superman, die tipe Clint Eastwood karakters, en daar's baie voorbeelde. Al dergelike figure is baie gewild. En mens kan verstaan hoekom. Want jy weet, almal van ons wens dat ons al ons moeilikheid, ons probleme en ons vyande gou en maklik kan uitwis en uit die weg uitren. Heimlik smag seker die meeste Christene ook na 'n tipe Superman Christenskap. Van, ek bid net een keer en al my krisisse word opgelos, of nog beter, ek hoef nie eers te bid nie. Die Here keer sommer al by die deur al die moeilikheid van my af weg. En wel, dan beleef ons so vinnig teleurstelling, as dinge nie so uitwerk nie. En as die moeilikhede in plaas van minder, net al hoe meer word. Soos iemand dit treffend een keer vir my gestel het, as moeilikheid eers jou adres gekry het, nou wel, dan het jy moeilikheid. En miskien voel dit vir jou ook so, asof moeilikheid jou adres gekry het, en nou is daar gedurig een of ander krisis. Wel, jy mag dalk verbaas wees, maar moeilikheid en probleme het ook die apostel Paulus, en onthou hy was 'n mens net soos ons, se adres geken. Dis nie net 'n storie nie, dis feite, dit was werklik so. Paulus gee vir ons 'n konkrete lys van die dinge wat hom oorgekom het daar in 2 Korintiërs 11 vanaf vers 24. Van die Jode het ek 5 keer 40 houe minus 1 gekry. 3 maal is ek met stokke geslaan. 1 maal is ek gestenig. 3 maal het ek skipbreuk gelei. 'n nag en 'n dag lank het ek die diepsee trotseer. Dikwels op reis met gevare van riviere, gevare van rowers, gevare van die kant van my eie volk, gevare van die kant van die heidene, gevare in die stad, gevare in die woestyn, gevare op see, gevare onder vals broers, met harde werk en swaar kry, dikwels met slapelose nagte, honger en dors, dikwels sonder kos, koud en nakend. En afgesien van nog ander ongenoemde dinge, is daar daaglikse druk op my. My kommer oor al die gemeentes. Ag, en dan weet ons net in die volgende hoofstuk, skryf Paulus ook van die doring in die vlees, in hoofstuk 12, wat hom gedurig getuister het, al het hy gebid dat die Here dit moes wegneem. Net so terloops, kom ek en jy dink maar weer 'n bietjie oor ons eie krisis en moeilikheid, in die lig van al hierdie dinge wat arme ou Paulus oorgekom het. Dan sal ons dalk bietjie weer anders ook na ons eie situasies kyk. En onthou net, dit wat Paulus, wat hy hier ook noem, die ergste geraak het, was nie sy eie swaar kry of lyding nie, maar sy bekommernis oor die gemeentes, die kinders van God wat so na aan sy hart gelê het. Dit het daagliks op hom gedruk. Hy het eintlik nooit verlof gehad nie, om dit nou maar so te sê. En is een van hierdie gemeentes, die einste gemeente in Korinte, wat hom van die meeste bekommernis en druk besorg het, vir wie hy nou skryf. Nie net was hy bekommerd oor hulle onsedelikheid en oor hulle onderlinge twis nie, ons lees daarvan in die brief, maar hulle het ook sy hele bediening as apostel bevraagteken. Hulle het skepties geraak oor Paulus wat hulle stigter was. Maar ten spyte van dit alles sê Paulus, ek gee nie moed op nie. Ek gee nie moed op nie. En die eerste rede waarom hy nog steeds vol moed bly, kry ons hier in hoofstuk 4 vers 1. Daarom, aangesien ons hierdie bediening het, volgens die ontferming, die barmhartigheid, die genade wat aan ons betoon is, gee ons nie moed op nie. Paulus was diep bewus van die feit dat sy redding
en die bedieningsopdrag wat hy van die Here ontvang het, alles net suiwer genade was. Daarom, die wete, ek kan nie ophou om Jesus te volg nie, ek kan nie ophou om te volhard nie, ek kan nie ophou met my werk as bedienaar van die nuwe verbond nie, want ek verdien nie hierdie posisie nie. Dis alles net vrye guns en genade alleen. Kom, ek en jy dink ook hieroor. Wat het ons? Wat is ons? Wat nie genade is nie. Maar ek wil graag stilstaan by 'n tweede rede waarom hy altyd vol moed bly. En dit is, Paulus het 'n nugtere, sobere en realistiese perspektief op wie hy self is en sy swaar kry en omstandighede. Wat is dit? Hy besef, hy self is maar net 'n breekbare, brose kleipot, of erdekruik as jy wil, maar hy het binne in hom 'n onvernietigbare skat. Vers 7. Hierdie skat het ons in kleipotte, sodat die buitengewone krag duidelik van God kom en nie van ons nie. Kom ons maak net seker, wat is hierdie skat? Die skat wat binne in hom is dit waarvan hy in vers 5 en 6 gepraat het. Ons verkondig immers nie onsself nie, maar Jesus Christus as Here en onsself as julle diensknegte te wille van Jesus. Want God wat gesê het, laat daar uit die duisternis lig skyn. Dit is hy wat in ons harte geskyn het om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. So met ander woorde, wat is hierdie skat? Dis God se openbaring aan hom deur Jesus. Dis die ware kennis van God wat as ware uit die aangesig van Jesus straal. Dis die groot genade wonder wat in sy lewe gebeur het op pad na Damaskus. En sy boodskap wat hy vanuit daardie wonder gebeurtenis verkondig. Nou dis baie duidelik. God plaas doelbewus sy heerlike, onvernietigbare, kosbare skat van redding en waarheid binne-in swak, brose, breekbare kleipotte soos ek en jy. Hoekom? Sodat dit vir almal duidelik sou wees dat alle krag van God afkom en dat God alleen die eer moet kry. Ja, God self moet in alle situasies die eer kry en nie sy boodskappers of sy kinders nie. Juist daarom gebruik God swak, getuisterde, brose, veragte, uitgestote, verworpe diensknegte. Ons moet onthou, en dit is belangrik vir die agtergrond, een van die probleme in die Korinthe gemeente was juist die sogenaamde superapostels wat Paulus as benede hulle self beskou het. Dis terloops een van die redes vir hierdie brief. Dit is dat Paulus sy apostelskap teenoor hulle moes verdedig, want hulle het Paulus as minderwaardig beskou. Dis asof hulle gesê het, man kyk net, hoeveel probleme en ellendes beleef hierdie man, hy kan onmoontlik nie 'n ware apostel van die Here Jesus wees nie. Hierdie sogenaamde superapostels was in hulle eie oë baie begaafd en besonders. Ek dink jy kan my vergewe as ek sê dit was die Prosperity TV-predikers van destyds, hierdie sogenaamde superapostels. Paulus kontrasteer homself hier met hulle. Hy wil sê, Korintiërs, julle moet besef, ek self is inderdaad niks besonders nie. Ek is maar swak, en ek is ellendig, en ek word verneder in alle opsigte. Die krag en die waarde van my boodskap lê nie by myself nie. Het gaan nie oor myself nie, maar dit gaan juis oor hierdie onvernietigbare heerlike boodskap van Jesus wat ek verkondig. Dit gee my moed, dit motiveer my, dit laat my volhard. Ja, as ek na myself kyk, is daar eintlik niks om oor opgewonde te raak of te spog nie, want van alle kante is dit net probleme, ellende, swaar kry. Maar dit maak nie saak nie.
Ek is die draer van 'n onvergelykbare, onoortreflike, heerlike skat, die evangelie. En omdat Paulus dit besef, daarom kry sy probleme in sy lyding, en die onreg wat hy beleef, die beledigings, al hierdie dinge, kry hom nie onder nie. Ek wil graag hê, jy moet dit ook besef, binne in jou moeilike situasie, wat dit ook al mag wees. Dis nie die houer wat saak maak nie, maar die inhoud. Dis nie die houer wat saak maak nie, maar die inhoud. Ja, ons is swak en ellendig, dink nou maar aan 'n ou geroeste blik met kosbare goue munte in, of diamante. Die blik is niks werd nie, maar die skat binne-in is geweldig baie werd. Kom ons raak prakties. Hoe gaan ek en jy dit regkry om ten spyte van mislukkings, ellendes, swaar kry, swakhede nog steeds vol moed te bly? Wel, as jy al die genade van Jesus beleef het, die vergifnis van sonde in sy naam, wees bly oor hierdie skat binne in jou. Dis die skat van die evangelie, van die verlossingsboodskap. Ja, die skat van Jesus self wat in jou woon deur sy Heilige Gees. En hierdie skat is onvernietigbaar en onoortreflik heerlik. Onthou dit, herinner jouself daaraan, bedink dit daagliks. En natuurlik, hierdie skat van die evangelie wat aan jou geopenbaar is, impliseer ook dat ons as swak mense die verwagting het oor die opstanding uit die dood. Paulus sê dit in vers 14, ons weet dat hy wat die Here Jesus opgewek het, ons ook saam met Jesus sal opwek. Wat 'n wonderlike boodskap. Daar kom 'n opstanding van die liggaam, jy's ook van hierdie swak liggaam, wanneer ons as die swak gebarste kleipotte volkome nuut gemaak sal word. Dis nie wolhaar stories nie, dis inherent deel van die evangelie. Ja, ons stikkende, getuisterde liggame, met al sy gebreke en pyn en ellendes, gaan volmaak herstel word. En dit wek by ons 'n vaste hoop en 'n blydskap, ten spyte van ons swaar kry. En daarom kan ons huidige probleme hanteer. Ja, ons word, soos Paulus hier vanaf vers 8 sê, ons word in alles verdruk, maar ons word nie oorweldig nie. Ons is oor raad verleë. Met ander woorde, ons weet nie altyd presies wat nie, maar nie radeloos nie. Ons sit nie op die vlakte van totale onkunde nie, want ons het die evangelie. Ons word vervolg, maar nie in die steek gelaat nie. Die Here is nog steeds by ons. En hoor hier, ons word plat geslaan, maar nie vernietig nie. Die sterwe van Jesus dra ons altyd in ons liggaam, met ons saam, sodat ook die lewe van Jesus in ons liggaam sigbaar kan word. Ja, kind van God, ek hoop jy het gehoor, ons word ook platgeslaan. Jy is dalk ook nou platgeslaan. Jy voel dalk vandag op hierdie oomblik platgeslaan. Maar onthou net, niks en niemand kan jou vernietig nie, want jy het die ewige skat van die heerlikheid van Jesus in jou. Skep daarom moed en wees bly. Hoor dit weer, dis nie die houer wat tel nie, maar die inhoud. Dis die nuwe lewe in Jesus wat aan jou geopenbaar is. Dit is wat saak maak. Jy kan hoe siek, swak en ellendig wees, aan die waarde van die onberekenbare, kosbare skat in jou verander dit niks. En onthou net weer, daar is 'n baie spesifieke doel daarmee, dat ek en jy inderdaad swak kleipotte is. Dit gaan oor die eer van God. Dis sy krag, en nie ons eie goedheid wat ons in stand hou nie. Nie ons krag nie, sy krag. Net laastens, en Paulus wag tot aan die einde van die brief, voor hy dit duidelik sê, swakheid is nie iets vreemds nie. Jesus self, dink bietjie daaraan, Jesus self, sy eie aardse bediening, is deur swakheid en lyding gekenmerk. Ja, ek weet, ons weet almal, hy het baie ongelooflike, heerlike wonders gedoen. Maar dink bietjie mooi daaraan, nie een van hierdie wonders was tot voordeel van homself nie. Sy wonders het hom nie gered nie, ook nie van die kruis nie.
Hy sterf ten spyte van sy wonders as vernederde swakkeling, sterf hy die skande dood van die kruis. Maar dis juist daar aan die kruis, die sentrum van ons verlossing, die fokus van ons verlossing, waar God se krag op 'n unieke manier geopenbaar word. 2 Korintiërs 13 vers 4 lees ons, hy, dis nou Jesus, is weliswaar deur swakheid, vanweë swakheid gekruisig, maar hy leef deur die krag van God. So is ook ons swak in hom. Maar teenoor julle sal ons saam met hom leef uit die krag van God. Dis hierdie kontras wat in Jesus was, wat ook in ons is. In ons swakheid, ja, wanneer ons swak is, volg ons eintlik maar net Jesus se patroon en voorbeeld. Onthou, uiteindelik het hy oorwin deur God se krag. Ek en jy sal ook finaal oorwin. Skep moed, my broer en suster, jy wat beleef dat moeilikheid jou adres het. Skep moed, jy sal ook oorwin. Amen.